Tekste, die een waarmee ek begin het, op die 5de Desember 2010, 1 Korintiërs 2 vers 1 tot 5, ek gaan nie die hele teks lees nie, ek wil graag klem lê op voor vers 2, ek het my voorgenem om met julle oor niks anders te praat nie as oor Jesus die Christus, en wel oor hom as die gekruisigde. Die gekruisigde is 'n baie belangrike woord in hierdie konteks by Paulus. En dan vers 3, wat ek vir myself baie persoonlik wil maak, is die bewus van my swakheid, en met groot angs en huiwering het ek na julle toe gekom. Om hierbo te kom staan, is skrikwekkend. Ek is baie bly, hier staan nie op ons bord, so sê die Here nie. Want dan het ek nie op die kansel geklim nie. Maar as sou tye gewees het wat ek geweet het, hierdie kan die Here nie sê nie. Of sal die Here nie sê nie. Maar ek is bewus van my swakheid en daarom my voorbereiding het ek so goed as moontlik kon doen. Maar ek het ook geweet, oortuiging kom nie deur geleerdheid of welsprekendheid nie, maar deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Ons geloof is dus nie gerig op die wysheid van mense, gegrond op die wysheid van mense nie, maar op God se krag, die Heilige Gees se krag. En dan my gunsteling teks, soos julle goed weet, Lukas 15, verhaal van die verlore seun, soos hy baie bekend staan, maar al meer en meer word daar meer die opskrif verander na die verhaal van die genadige Vader. Daar was 'n man wat 2 seuns gehad het. Nou, as die Here Jesus met hierdie woorde begin, spits almal onmiddellik hulle ore. Want die Bybel het 'n hele klomp verhale van 'n man wat 2 seuns gehad het. Jakob en Esau. Die 2 seuns wat Juda by Tamar gehad het. En elke keer wanneer hierdie verhaal begin met die woorde, 'n man het 2 seuns gehad, dan was dit 'n storie van konflik. 'n storie van hartseer. 'n storie van iemand wat die prys moet betaal. Die jongste het vir sy pa gesê, gee my die deel van die besittings wat my toekom, en dit sou dan 'n derde wees van die pa se boedel, want die oudste seun kry 'n dubbeldeel. Hy het toe die goed tussen hulle verdeel, is nou die pa. Nie lank daarna, die jongste seun alles tot geld gemaak, en van die ou reis af na 'n ver land toe getrek. Met ander woorde, hy maak hom emosioneel los van hierdie goed. En ek weet presies wat dit beteken nou met my bakkery. Hoe om sekere goed te los wat sentimentele waarde het en sê, maar dit kan nie saamgaan nie. Ek kan dit nie as geld omsit nie, want dit is niks werd nie. Hy het omgesit tot geld en van die ou reis af na 'n ver land toe getrek. Met ander woorde, hy sit nie net emosionele afstand nie, hy kom ook en hy sit fisiese afstand. En daar het hy sy geld verkoos deur losbandig te lewe. Nadat hy alles deurgebring het, het daar 'n kwaai hongersnood in daardie land gekom. En ook hy het begin gebrek ly. Al wat die woord daar wil sê is, life happened. Die lewe het gebeur. Hy het toe sommer by een van die mense van daardie land gaan bly, en die het hom na sy plaas toe gestuur om varke op te pas. Daar het hy gewens, hy kon sy honger stil met die peule wat die varke eet, maar niemand het hom daarvan gegee nie. Toe kom hy tot inkeer. Dis 'n belangrike teksvers ook van my preek. My pa het wie weet hoeveel dagloners, en hulle het almal oorgenoeg kos, en hier vergaan ek van die honger. Ek sal dadelik na my pa toe teruggaan en vir hom sê, pa, ek het teen God en teen pa gesondig. Kyk mooi sy volgorde. Ek het eers oortree teen God, en toe teen pa. Behandel my soos een van pa se dagloners, en hy het sonder versuim na sy pa toe teruggegaan. Toe hy nog ver aankom, het sy pa hom al gesien en hom innig jammer gekry. Hy hardloop hom tegemoet, omhels hom en soen hom, en toe sê die seun vir hom, pa, ek het teen God en pa gesondig, ek is nie meer werd om pa se seun genoem te word nie. En let mooi, hy beskou God nog steeds as sy God. Hy het net sy pa, het hy verlaat. Ek is nie meer werd om pa se seun genoem te word nie, maar sy pa roep sy werksmense, maak gou, bring klere, die beste, trek dit vir hom aan, sit vir hom 'n ring aan sy vinger en trek vir hom skoene aan. En bring die vetgemaakte kalf, slag hom en laat ons dit eet en fees vier. Hierdie seun van my was dood en hy lewe weer. Hy was verlore en ek het hom teruggekry en toe het hulle begin fees vier. Sy oudste seun was nog in die veld. Toe hy terugkom en naby die huis was, hoor hy die musiek en die singery.
Hy roep toe een van die bediendes nader en vra hom wat aan die gang is, en die bediende antwoord, "U broer het gekom en u pa het die vetgemaakte kalf geslag, omdat hy hom behoue en gesond teruggekry het." Hoor wat sê die bediende? U broer, u pa. Toe het die oudste seun kwaad geword en hy wou nie in die huis ingaan nie. Sy pa gaan toe uit en praat mooi met hom, maar hy antwoord sy pa, "Kyk, al die jare werk ek soos 'n slaaf vir pa." So wat was sy posisie volgens hom in hierdie huis? Nog nooit het ek opdrag van pa veronagsaam nie. Aan die ander woorde, ek was 'n gehoorsame diensknegt, 'n gehoorsame slaaf hier by pa. En vir my het pa nooit eens 'n bokkie gegee, sodat ek saam met my vriende kan feesvier nie. Ek het niks daarvoor gekry nie. Maar nou dat hierdie seun van pa, nie my broer nie, hierdie seun van pa, wat pa se goed met prostituie deurgebring het. Let wel, dis nie wat daar voorheen staan nie. Daar staan net eenvoudig, hy het losbandig gelewe, hy het nie mooi gedink nie. Maar wat was hier die oudste seun se kop? Hy het losbandig, hy het dit met prostituie deurgebring. Maar vir hom slag pa die vetgemaakte kalf. Toe sê die pa vir hom, "Kind, jy's altyd by pa. En alles wat pa het is ook joune. Maar ons kan tog nie anders as om fees te vier en bly te wees nie, want hierdie broer van jou," pa bring dit terug, "hierdie broer van jou, hy lewe weer. Hy was verlore en ons het hom teruggekry." Net tot sover hierdie gedeelte wat ons dan nou saam lees. Wanneer Paulus in die brief aan die Korinte skrywe, dan is dit 'n erg verdeelde gemeente. Dit is 'n gedeelte van hierdie dominee se volgelinge en daardie dominee se volgelinge en sulke goed. En daar was mense wat hierdie idees gehad het, en mense wat daardie idees gehad het, hierdie mense wat wysheid soek, hierdie mense wat teken soek. En dan kom Paulus en hy skryf, weet jy, ek wil nie met julle oor hierdie goed stry nie. Ek wil eintlik net met julle praat oor Jesus. Nou Jesus was so algemene naam gewees, dat Paulus dit moes spesifiseer. En hy sê dan vir hulle, ek praat met julle oor Jesus, die gekruisigde. Maar wanneer hy die woord gekruisigde gebruik, dan is dit nie ook net sommer 'n algemene gebruik nie. Wanneer hy die woord gekruisigde hier gebruik, dan laai Paulus hierdie woord gekruisigde met 'n hele teologie van God se liefde. Klink opponerend. Kruis en God se liefde. Hierdie teks hou my besig al vir baie jare. Hoe kan Paulus hierop praat? Want ons weet dat die naam Jesus was 'n baie algemene naam. Ons weet dat daar duisende mense, onder andere baie Jode, gekruisig is. Op een slag sommer 2000 van hulle met een slag. En die naam Jesus was algemeen, waarskynlik onder hierdie gekruisigdes ook. So Paulus is nie besig om met die woord gekruisigde algemene term te gee, maar 'n baie spesifieke verwysing te gee. Paulus praat nie oor die kruisiging self nie. Hy praat oor die persoon, Jesus, dis hoekom hy die naam eerste gebruik. Jesus die gesalfde, die gekruisigde. En hiermee kom hy en hy bring die kruisgebeure na die hart van die evangelie toe. Sonder die kruis is daar geen versoening vir ons sonde nie. Sonder die kruis is daar geen dood nie. Sonder ons die kruis is daar geen opstanding tot die ewige lewe nie. Dis buite ons menslike logika en beredenering. En daarom is die Heilige Gees die enigste een wat hierdie waarheid in ons harte kan oopbreek. Wanneer ons dan Lukas 15 lees, en dan wil ek die twee kerse aansteek hier vanoggend, en ek wil sê die eerste een is die wegloopkinders van God, wat alles mors wat God gegee het, en die ander een is die oudste seun, die gehoorsame kinders van God, wat geen verhouding het met hulle pa nie. En daarom in die gelykenis van die verlore seun, lees ons nie 'n mooi verhaal van vergifnis nie. Dit gaan nie oor vergifnis nie. Dit gaan oor baie meer as vergifnis. Vergifnis is maar een aspek daarvan. Ons sien in hierdie verhaal hoe die krag van God deur sy Heilige Gees mense tot inkeer bring. Mense laat opstaan, mense laat terugkeer, mense terug verwelkom. Ons sien dit ook in mense wat dit nie wil hê nie. Dis 'n verhaal van geloof en praktyk.
letterlik staan daar in die Grieks toe hy by homself gekom het. Nuwe direk 1983 vertaling sê, toe hy 'n inkeer gekom het. Nou, daardie woorde toe hy inkeer gekom het, is eintlik soos 'n saadjie. Dit is asof dit mens net so by 'n mens verbygaan. Maar toe hierdie saadjie op die grond val, toe hy by homself kom en sê, maar wat maak ek hier? Toe begin daar 'n geloofstryd in hierdie jong man se hart. Dit was nie net 'n oomblik van blote selfinsig nie. Van, luister, kyk hier, waar sit ek? Kyk hoe lyk dit? Kyk hoe gaan dit met my nie? Dit was nie net maar 'n besef dat hy die verkeerde pad gevat het. Dit gaan oor baie meer as dit. Want wanneer hy daaroor sit en nadink, is sy eerste nie gedagte nie, hoe sleg gaan dit met my nie. Maar sy eerste gedagte is, by my pa gaan dit goed. En dan dink hy aan homself. Dan kyk hy rond. Dus as daar 'n liggie is, wat skielik aangesteken word, en hy sê, wow, dit was nooit so by pa nie. Dit was anders daar. In die teenwoordigheid van pa, was dit net anders. Nou kyk hierdie varkok. En daarom, Augustinus, as hy oor hierdie gedeelte skryf, hy sê hy, om tot jouself te kom, is om God terug te trek in die prentjie. Julle weet ons met Photoshop wat ons vandag ken. Hy sê, wanneer hierdie, as ek nou, Augustinus nou nie Photoshop geken nie, maar as ek dit 'n vandagse beeld kan gebruik, die oomblik toe hierdie jong man gaan sit en kyk, toe trek hy vir God terug in die prentjie in van sy kop. In ander woorde, die seun vind homself juis omdat hy ophou om weg te hardloop. Hy draai om, hy kyk terug, hy onthou. Hy het dit fisies gedoen vir 'n onbepaalde tyd om geestelik en emosioneel weg te beweeg van sy mense af. Hy wou self so van hulle ontslae raak, dat hy alles wat hy gehad het, wat hom aan hulle herinner het, selfs die geld, van ontslae geraak het. Hy wou niks meer gehad het, wat hom gaan herinner aan sy pa nie. En sy is tog die eerste ding, wanneer hy tot homself kom, is die ding wat hy onthou is, by my pa, is dit anders. Paulus sê, die geloof begin nie by menslike wysheid nie, maar by hierdie krag van God, hierdie insig wat die Heilige Gees vir ons gee. Die seun se belydenis gaan oor sy vader, voor hy oor sy sonde praat. Let goed wat hy eers sê. Die dagloners van my pa het meer oorvloed van brood, as wat ek het. Ek vergaan van die honger. Sy eerste gedagte is nie, ek is sleg nie. Sy eerste gedagte is, my pa is goed. Dis merkwaardig. Sy belydenis oor sy verkeerde optrede vloei voort vanuit hierdie ontdekking, wie God is, wie sy pa is. Ek en jy kan skuldig voel oor baie dinge. Ons kan skuldig voel en berou wil sê, jammer sê, oor baie dinge. Maar dit gaan nie help as ons nie weet, as ons nie oortuig is, God is goed nie. En dat hy nog dink nie. Johannes Chrysostomus sê, ware bekering begin nie by jouself te verag nie, maar die herinnering daaraan, dat God se goedheid ons harte teruglok. Dis toe ek onthou het wie God is, wat God gedoen het, by die doop, by die nagmaal, by die belydenis afleg. Dis wanneer ek dan onthou, dat ek gerede kry om te kan sê, ek is jammer. Ek is jammer. Ek glo iets oor die Vader, al is dit maar in 'n ontkiemingsstadium en onvolledig. En al is dit gemeng met vrees en twyfel. En dit is presies hier waar Paulus se woorde duideliker word. Ons geloof berus nie op wat ons kan reg doen of reg sê nie, maar op wat God openbaar. En hy openbaar dit in die gekruisigde. Inkeer moet egter lei tot beweging. Dit help nie om te sê ek is jammer en dit wys nie in die manier waarop ek reageer nie. Lukas gaan verder, hy sê, hy het opgestaan, wel dadelik opgestaan, en na sy vader gegaan. Inkeer wat 'n blote gedagte is soos nuwejaarsvoornemens. Jy daarvan vergeet voor die nuwe jaar verby is. Inkeer of berou vra van ons om te verander, om op te tree. Want as dit nie gebeur nie,
dan is daar nie ware berou nie. Want waar die Gees werksaam kom, raak, daar kom beweging. Gregorius van Nyssa het gesê, bekering is die mens wat begin beweeg na waar God vir hom wag. Baie mooi. Want die twee woorde wat ek rukkie terug oor gepreek het vir bekering, wat sê, een kant beteken, dit beteken letterlik om te draai, en die ander kant beteken om letterlik anders te dink. Met hierdie woorde kom Gregorius en hy sê vir ons, wanneer jy anders oor God begin dink, dan is jou gedagtes besig om te verander. Hy sê, maar wanneer jy dan begin beweeg, is wanneer jy hierdie omkeer maak, om terug te keer na God toe. Die seun staan op, nie omdat hy seker is van wat gaan gebeur as hy by sy pa kom nie, maar omdat hoop in sy hart opgevlam het. Miskien sal my pa my 'n dagloner maak. En dagloners was mense wat in die slegste situasie was in die eerste eeu. Julle weet van Jesus wat die gelykenis vertel van die mense wat op die markplein sit. Wag, dis soos die ouens wat op die hoeke van die strate sit met 'n saag of 'n verfkwas of iets. Hulle het verseker van niks. Al wat hulle het is hoop. En hierdie hoop bring by hulle die moed om te waag, om te sê, ek het nog niks om te verloor nie. So kom ek gaan. En dan gebeur daar iets merkwaardig. Toe hy nog ver was, het sy vader hom gesien en hom innig jammer gekry en hy het gehardloop. En hierdie woorde innig jammer is woorde wat net gebruik word vir God en net deur die Here Jesus. Nergens anders word dit ooit innig jammer ooit gebruik. Stefan Joubert het al 'n paar keer daaroor gepraat. Ongelooflik. Dit beteken letterlik dat jou binnegoed kom in beroer en dit raak te mekaar. Dit is asof jou hele binneste in paniek raak om iemand te wil help. Het jy al gewag vir iemand om terug te kom wat lank weg is, wat jy nie meer weet waar hulle is nie? Hoeveel keer kyk jy uit na die hek? Hoeveel keer kyk jy op jou foon of daar nie 'n WhatsApp is of SMS of 'n bel my asseblief nie? Hoeveel keer het jy in die aand gaan lê om te slaap en uiteindelik maar net van blote moegheid aan die slaap geraak, om die volgende oggend op te staan en maar weer 'n keer dieselfde proses te begin? As ons nog nooit so uitgesien het na iemand om terug te kom nie, dan verstaan ons niks van die fase hart van daardie dag nie. Maar dan skielik, onverwags en uit die bloute, dan sien die pa se oë iemand aankom. En dis nie sommer net iemand wat verbystaan. Daar's iets, dit word nie vir ons gesê wat nie, maar daar's iets wat vir my, vir die pa, omdat ek sê, dis die een vir wie ek uitkyk. Miskien was dit die manier waarop die seun geloop het. Mense het mos 'n sekere manier van stap en so. Miskien het hy gedink sy oë speel parte. Ek het nou al soveel dae gekyk en ek het niks gesien nie. En hy stap bietjie van die stoep af, nader. En hy sê, maar dit is so. Dit is 'n bekende een. En dan begin hy hardloop na die persoon toe. Want daardie onbekende persoon het al hoe meer bekend begin lyk. Al was hy kaalvoet, vuil en het gestink na varke. Ons moet verstaan dat Jesus vertelling op hierdie stadium verskeie van sy luisteraars hulle hande voor hulle mond sou geslaan het. 'n Pa wat hardloop. Dit word nie gedoen nie. 'n Pa se status laat hom nie toe om na 'n kind toe te hardloop nie. Nie in daai tyd nie. 'n Vader verneder homself nie so nie. As Chrysostomus weer oor hierdie gedeelte skryf en sê, God is glad nie skaam om verneder te word terwille van ons as sondaars nie. God is glad nie skaam om skaam gemaak te word oor dat hy ons herken nie. Jy weet mos hoe maak ons. Jy loop iewers in die winkel en jy sien iemand wat jy nie wil sien nie, en vat die volgende gangetjie af, vir mekaar nie met raakloop nie. En dan wanneer mense mekaar raakloop, dan sien maar mooi beskaafde terme, hoe mense vinnig met iemand gesels. Maar nie hier nie. Hierdie een te sien
die pa hom sien, toe hardloop hy. Hier sien ons iets van die betekenis van wat Paulus wil sê met gekruisigde. Afstand word oorbrug. Die pa hardloop na die kind toe, maar God het ook na die aarde toe gekom in die geboorte van sy seun. 'n Afwaartse beweging. Die onmoontlike word 'n werklikheid. God se liefdesuitreik strek vanaf die hemel tot op die aarde. Die pa gaan staan nie eendag terug van hom af nie. Hy hardloop hom tegemoet, oop arms, laat my so dink in die kruis. Hardloop hom tegemoet, omhels hom. Omhels beteken nie wat jy in skouers skit nie. Omhels beteken ek maak jou toe teen my bors. Daar's nie 'n vermaaning nie. Daar's geen beklei of geraas nie. Net 'n omhelsing, 'n soengroet, eindelose blydskap. Geen waar was jy? Hoekom kom jy nou eers terug nie? Maar net die woorde, bring vir hom. Bring vir hom klere, ring, skoene. Ambrosius, wat vir Augustinus tot bekering gelei het, het dit so verwoord toe hy hieroor nadink. Hy sê die Vader luister nie eens of ons jammer is nie. Hy is net so bly ons is terug. Dat hy klaar besluit. Hy gaan ons vergewe wanneer ons terugkom. Die skuldbelydenis word onderbreek, nie omdat dit onbelangrik is nie. Die seun begin op praat, dan span die pa meer rede. Maar die pa het klaar besluit. Ek gee nie om dat jy skuldig is nie. Ek wil jou terug hê. Maar wat ek en jy dikwels miskyk in hierdie verhaal, en dit kom terug by die gekruisigde aspek, is dat genade kos iets. Daar's 'n stille prys aan genade, wat maklik deur ons misgekyk kan word. En nie, wie dra die verlies hier? Die pa. Hy het reeds 'n derde weggegee, wat vermors is, wat hy nooit weer gaan terugkry nie. Daar's 'n sosiale skande van mense wat sou gesê het, ja, die histories gehoor van daai man se seun. Iewers moes hy 'n verkeerde pa gewees het. Hy het nie sy kind mooi groot gemaak nie. Iets van 'n gebroke verhouding. Weer 'n keer Athanasius. God red deur self die wonde op hom te neem wat ons nie kan genees nie. God wat ons swaar kry, ons seer kry, Jesaja. Hy het ons sonde op hom geneem. Ons wonde het hy gedra. En dit is wat Paulus bedoel met Jesus Christus en hom as gekruisigde. Die kruis is nie 'n bykomende gedagte nie. Dis die hart van God se liefde. Maar die verhaal vertel ook van ons van weerstand teen die kruis en die geloof. En ons sien dit in die verhaal van die ouer seun. Die jongste seun beland in die varkhokke, nie omdat hy dit gekies het nie, of omdat hy wou nie. Dit was die enigste uitkoms wat hy op daardie stadium raak gesien het. Die ouer seun staan buitekant die huis, omdat hy wou. Daar is nie 'n moment van inkeer by die ouer seun nie. Ek het alles reg gedoen. En dis hoe ek behandel word. Kyk na hierdie een wat alles verkeerd gedoen het. En hoe word hy behandel? Daar is geen belewenis van vreugde by die ouer seun, die ouer broer nie. En broers en susters, as ek baie keer na die boodskappe kyk wat op Facebook en op WhatsApp en goed gedoen word, van hoe mense sê, ja, hy het dit verdien. Sy verdiende loon. Hy moes baie swaarder gekry het. Dan verstaan ek en jy niks, want ons speel ouer broer. Ons is klaar besig om mense te veroordeel, te verwerp. Jou seun, nie my broer nie. As geen beweging of 'n poging om in te beweeg na hom toe nie. Hierdie oudste seun leef uit verdienste. My pa skuld my. Ek het iets of dit vir die Here gedoen, so die Here skuld my. En Chrysostomus waarsku, waar die Gees nie ontvang word om ons tot inkeer te bring nie, word gehoorsaamheid uitgeoefen as koue, vreugdelose wette.
Dit is moontlik om alles te besit. Die Pa sê dit vir hom. Alles wat myne is joune. En brandarm te wees. Jy kan alles reg doen. Perfek. Sonder om 'n verhouding met die Vader te hê. En daarom eindig hierdie verhaal oop. En wat dit vir my en vir jou voortdurend as die leser en die hoorder vra, waar is jy? Waar is jy? Want wanneer jy die volgende gedeelte van Lukas 16 lees, dan kom jy agter dat Lukas, die Fariseërs en die Sadduseërs het baie duidelik geweet, Jesus bedoel hulle is die oudste kind. Die verhaal vra vir my en vir jou vanoggend, verstaan ons iets van Jesus, die gekruisigde? Toe Jesus die fisiese kruis opneem, was dit nie 'n stuk stok wat so swaar geword het dat hy gestruikel het nie. Dit was ons sonde wat op daai kruis was. Of in daardie kruis was. En daarom as hy vir my en vir jou vra, neem jou kruis op en volg my, dan gaan dit nie daaroor dat ek my moeite, my verdriet, my seer kry, my siekte moet opneem nie. Maar die ander een is. En dis die verrassing wat dit vir my was. Want ek het groot geword met hierdie teks is, neem jou kruis op is, ag verduur maar en verdra maar. God weet wat hy sal. My eie pa het vir my geleer, en hy was 'n sieklike mens, het hy my geleer en gesê, God sal jou nie 'n swaarder kruis gee om te dra, as wat jy kan dra nie. Wat ook hierdie voorbereiding doen en leeswerk doen vir 'n paar jaar nou al, begin ek al meer en meer agterkom, die kruis wat ons opneem, is nie my kruis nie. Dis 'n ander se seer kry, dis 'n ander se hartseer, 'n ander se verlies, wat ek moet help dra. Ek dra nie 'n kruis vir myself nie. Jesus dra nie daardie kruis vir homself nie. Dit gaan daaroor dat hy 'n las opneem vir die ander. Selfs die rower aan die kruis verstaan dit. As hy vir die ander rower sê, in ons geval is ons kruisiging regverdig, want ons ontvang die verdiende straf vir ons sonde. Ons kry wat ons verdien. Maar hy het niks verkeerd gedoen nie. Jesus se ganse lewe word in die kruis saamgetrek. Sy geboorte toe God hom stuur aarde toe. God wat mens word. Die ewige wat tydelik word. Die sondelose wat sonde vir ons word, skryf Paulus. Dis wat hy op daardie kruis vasvat. Dis ter wille van ons. Die kruis is nie ter wille van die ander, van Jesus self nie. Kruis is ter wille van ons, vanaf Adam tot by die laaste mens wat gebore sal word voor die wederkoms. Jesus Christus, die gekruisigde waarna Paulus verwys, is die een wat sy godheid neergelê het om 'n mens te word en 'n diensknegt gestalte aangeneem het, sodat hy mense kan help. Hy is verneder. Hy gee sy godheid prys, sodat onverdiende genade by my en by jou kan uitkom. Onverdiende genade vir wegloopkinders en onverdiende genade vir elkeen wat dink dat ons God se genade kan koop deur wetties en goed te lewe. Dis nie die spykers wat Jesus aan die kruis hou nie. Dis God se liefde. Jesus se liefde, die Vader se liefde, die Heilige Gees se liefde wat ons vashou aan die kruis. Iemand moes versoening doen vir die skuld. Iemand moes die skuld betaal. Wat ons aan God die Vader as ons Skepper God verskuldig is. Jesus Christus die gekruisigde doen dit as die lam van God. Iemand moet ons oortuig van die waarheid hiervan. En dit doen die Heilige Gees as die krag van God. Wat maak ons met Christus Jesus wat gekruisig is? Die God het ons tot inkeer bring. Wil hy ons moet opstaan. Ons moet teruggaan. Want die Vader staan reeds gereed om ons by die deur in te nooi. Dis die God wat ek wou verkondig
my 15 jaar wat ek by julle was. En ek bid dat die Here dit so by julle duidelik gemaak het. Hierdie Jesus, hy is die Here. Kom ons onthou om tot onsself te kom, om die stem van die Gees te hoor, dat ons geloof nie berus op ons berou, op ons prestasie nie, maar God wat ons liefhet. Die Gees wat ons tot inkeer bring deur die waarheid van Jesus Christus, die gekruisigde, die versoening wat hy aan die kruis bring, sodat ek en jy kan teruggaan na die oop arm Vader wat vir ons wag. My enigste troos in lewe en in sterwe is dat ek aan Jesus Christus behoort. Amen. Jesus neem die sondaars aan. Bring aan almal hierdie tyding, die wat op die dwaalweg gaan van die sonde en verleiding. Diep is hy oor hul begaan. Jesus neem die sondaars aan. Niks het ons by hom verdien, tog bring hy die goeie tyding. Hy laat God se ontferming sien deur sy kruis en bitter lyding. Ons kan nou na Jesus gaan, want hy neem sondaars aan. Ja, dit gee my nuwe moed, as ek worstel met my sonde. Daar is redding deur sy bloed en genesing deur sy wonde. Daarop kan ek altyd staan. Jesus neem die sondaars aan. Hy, my heiland, spreek my vry, selfs al staan ek voor hom skuldig. Hy wat regter is oor my, het my straf gedra, onskuldig. Ek sal nie verlore gaan nie. Jesus neem sondaars aan. Amen. Kom ons sluit af